My naam is Jakkals Engelbrecht en ek jag al van kleins af. Hoewel bokjag en die buitelewe nog altyd deel van my lewe is, het die skiet van my eerste jakkals 'n nuwe passie binne my wakker gemaak. Jakkalse is van Suid-Afrika se slimste en mees aanpasbare roofdiere. Hulle veroorsaak jaarliks groot verliese vir boere en wildboere. Om hulle suksesvol te beheer verg veel meer as net 'n geweer. Die veld verander voortdurend, tegnologie ontwikkel, jakkalse leer aanpas en as jagter moet ek dieselfde doen. Daarom is my doel nie bloot om jakkalse te jag nie, maar om hulle gedrag te verstaan, effektief te beheer en uiteindelik 'n ware jakkalsmeester te word. Hierdie is my storie. Ek was 10 jaar oud toe ek my eerste bok geskiet het, 'n mooi ram in die Oos-Kaap. Oor die jare het ek 'n paar springbokke geskiet reg oor die land, maar my gunsteling plek om hulle te jag bly maar op die vlaktes van die Vrystaat. Ja, ons is hier so in posisie in die vlakte. Swarie wil kyk of hy 'n blesbok kan skiet. So ons wag nou, ons kyk of hulle verbykom. Lekker wind, baie ver skote wat ons verwag. Maar ja, kom ons kyk of ons ietsie kan kry, so vir die beste. Die blesbokke wou nie nader kom nie, maar 'n alleenloper springbok ram het wel in ons rigting geloop en hulle was op my spyskaart. Ek het my 223 gevat en in posisie gekom. Maar nie alles gaan altyd soos beplan nie. Hy's plat. As hy julle eerste springbokkie plat, skoot geskiet, hy het geval, gedink hy's plat, staan hy op die hardloop by 'n end, moes hom weer skiet, daarom het een van die ander manne dit reg gekry, maar hy gaan bakkie ry. Ons het die dag afgesluit om die vuur en nuwe stories gedeel. Nadat ons lekker geëet het, was dit ligte uit sodat ons vars kan wees vir die volgende dag se jag. Alright julle, goeiemôre. Welkom by nog 'n episode. Dis 'n bietjie in die lekker koue Bloemfontein vir 'n biltongjag. Kyk of ons 'n paar springbokke en blesbokke kan skiet. 'n Paar manne dalk wil kyk vir waterbokke. Ons het gister hier aangekom, gou skietbaan toe gegaan, seker gemaak al die gewere is reg. Daar was toe so 2 ure oor om nou te kyk of ons iets kan kry. Ek kon daar 'n springbok rammetjie skiet. Mooi rammetjie, lekker skoot geskiet. Op so 140 net daar geval. Ons het aangegaan, die eland het verbygekom en toe ons weer sien, toe is die bok op en hy hardloop toe 'n end. Kon daar hom weer skiet en hy's plat, so was lekker biltong. Al moes iemand anders hom vir my geskiet het, maar hy's daarin plat. En ja, kom ons kyk hoe gaan vandag. Is nog lekker donker. Ons is op pad uit. Ek en my swarie gaan saam skiet.
Ons gaan in die vlakte ingaan, daar's 'n height, so ons gaan kyk of die blesbokke dalk daar verbykom. Kom ons kyk hoe gaan dit, hou duim vas, check julle daar. Sê, alright julle, ek en Jandre is in posisie so in die vlakte, ons het so 3 kilo's geloop. Man is al daar so reg. Dis so dit lyk hier om ons, die sonnetjie kom nou mooi op. Ja, ons is reg vir die ding, ek hoop ons kan 'n paar skiet. Die springbokkies is 'n hele entjie van ons af, ons sal nou kyk waar is die blesbokke, is nog so 'n bietjie donker. Maar kom ons hoop vir die beste, ou Swarrie, sy beer vanoggend. Môre. Ja, ons hoop vir die beste. Blesbokkie kap vandag. En ja, kyk eens hoe gaan dit. Sy lekker. Alright julle, ons oggendsessie het tot op 'n einde gekom. Die windjie waai lekker, die bokke wil nie nader kom nie en ons wil nie kanse vat op verskoot as die wind so waai nie. Maar ja, ons gaan 'n bietjie huis toe gaan, bietjie ietsie lekkers kry om te eet en te drink. Doen ons weer ons middagsessie later, kom ons hoop vir die beste. Hier het 'n paar bokke verbygekom, nie skote gebied nie. Ons sal die tweede sessie sal ons hulle kry. Ek sukkel bietjie vanoggend, ek het op my bril getrap, so my bril is stikkend. Maar dit is maar deel van die game, ons wat op soos hy kom. Haas hy. Ek en Jandre het die berggedeelte van die plaas aangepak op voet, om te kyk of ons vir hom 'n hartebees kan kry. Die wind was in ons guns en ons kon 'n trop mooi bekruip om vir Jandre in 'n goeie posisie te kry vir 'n skoot. Hey, goeiemôre julle. Welkom by nog 'n oggend, nog 'n sessie. Ons bietjie laat op vanoggend, bietjie ingelê. Gaan nou uit. Ek en Jandre gaan weer vlakte toe, kyk vir springbokke en blesbokke. Ons hoop vir die beste. Die windjie waai nog nie, so dalk kan ons bietjie verder skiet vanoggend. Sal sien hoe dit gaan. Ek hou julle op hoogte. Alright, is nou die einde van die oggendsessie. Nou so 10:30 se kant, ongelukkig geen geleenthede gehad nie
paar goed gesien, maar kon net nie naby genoeg kom nie. Het op 'n stadium probeer nader kruip in die vlakte, maar ek dink hulle was nog steeds bietjie ver gewees. En met die wind wat waai, wil ek nie daai kans vat nie, soos ek vroeër gesê het. Maar ja, ek het swaar daar is hy in die agtergrond. Ons sit die kilos op. Fetsie loop weer lekker ver op die trip, maar dis maar deel van dit. Alright. Ek het 'n rammetjie geskiet. Ja, ek moes lank deur hulle kyk vir 'n rammetjie. Ooitjies het gestaan, rammetjies het gemaal. Kon net nie een kry wat oop staan nie. Toe beweeg hulle so eentjie en gelukkig toe staan eenetjie op die kant en toe skiet ek hom. Ek dink was 123 meter, maar ja, hy's plat. Is ons klaar? Wat is julle? Cheers. George. Vir my is lekker hoor. Met nog 'n bokplat het ons die dag weer eens om die vuur afgesluit. Die voete was seer en die manne honger. Die vuur was skaars aan, toe hoor ons die geroep van 'n ou bekende. Alright julle, ons sit hier so in braai en ons het 'n jakkals gehoor. Ek gaan die roeper uitsit. Ek gaan kyk of ek van die stoep af in my pyjamas 'n jakkals kan skiet. Kom ons kyk. Hier kom regtig eene. Hier is ons setup, sit en kyk. Nee, jy kan maar aanpraat. Hy is betrou, raak hy ons op. Hier is die geweer van die stoep af. Ek het my roeper so 30 meter van die huis af gesit
Ons het die ligte afgesit. Jakkals het in die pad afgekom, op 183 meter gestop, geskiet. Daarom, ek was bietjie onstabiel oor die tripod gewees, maar jakkals plat, 1 minder skademaker. Dis jakkalsmeester en dis hoe ons dit doen. Die laaste aand was koud en die koue front het inbeweeg. Nadat ons die vleis gelaai het en die pad teruggevat het, het ons vir 'n oomblik stil geword. Nuwe voetspore is getrap, nuwe vriendskappe het begin en nuwe stories kan gedeel word. Maak nie saak hoeveel keer ek 'n bok skiet nie, dit bly so lekker soos die eerste keer.